Geliefdes, uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in aller ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir u van God, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, terwyl elkeen van ons net so bly sit, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here ons God, wat 'n besondere voorreg. 'n Besondere voorreg om te mag weet elkeen van ons is 'n kind van U. Elkeen van ons is gered deur Jesus Christus se bloed. Elkeen van ons is skoon gewas van ons sonde, ons foute, ons tekortkominge. Ja, Here, dis eintlik groot om hierdie goed te sê, Here, want ons as mens in ons verganklike wêreld dra alles so saam met ons. Ons kruisig soms onsself oor en oor. Ons kruisig ander oor en oor. Ons stenig ander so maklik. Ons wys soveel vingers so maklik. Ons kan so maklik ons harte vul met haat en so harde wand om ons harte laat groei, dat ons nie daai vergifnis deel wat U met ons het nie. Ja, Here, ons kan soms soveel van ons verlede saam met ons sleep, dat ons onsself oor en oor daaroor kwaadlik neem. Foute en keuses en besluite. O Vader, en dan kom ons na U toe en ons word stil voor U en ons besef maar, voor U is ons rein en skoon. En ons besef, o God, dis ons hoop. U is ons hoop, Here, want ons aardse lewe is maar beperk. U sê self in die woord 70, dalk 80 jaar met swaar kry, verdriet. Ons aardse lewe is beperk, o God. Maar dit gaan oor in 'n heerlikheid. Ons gaan vir ewig leef. In die oomblik wanneer ons stil word en hierdie dinge deurdink, dan en dit ons eie kan maak, dan begin 'n mens anders kyk na die lewe. En daarom wil ons vanoggend vir U dankie sê, Here. Dankie vir 'n week wat verby is. 'n Week waarin U ons gelei het, gehelp het, bygestaan het, staande gehou het. Ons weet nie hoe elkeen se pad gelyk het hierdie week nie, Here. Ons weet nie waar daar bekommernis was, risie, twis, hartseer, onsekerheid, twyfel, klein geloof, vreugde, vrede, blydskap. Ons weet nie hoe dit gelyk het nie. Ons weet nie altyd hoe lyk ons ander se lewens rondom ons nie, maar U weet. Want U het ons name in die boek van die lewe ingeskryf. En omdat U weet, o God, weet U hoe elkeen van ons se lewens daarna uitsien, hoe ons hier voel, hier waar ons sit. U ken ons diepste vrese, Here. Die dinge waarvoor ons bang is. Die dinge wat ons wegwens. Die dinge wat ons nie wil erken nie of ook nie oor wil dink nie. Dit wat in ons land gebeur. Omstandighede rondom ons. Die ekonomie. Dinge wat ons soms nie eers oor wil praat nie, Here. U ken ons vrese. O God, en wanneer ons soms in ons lewens kyk, dan besef ons, vanoggend weer opnuut ook, moet ons bely, ons is nie in beheer nie. Ja, ons kan baie planne maak, ons kan afsprake maak, ons kan vooruit beramings en skattinge, ons kan alles doen, Here, maar ons is nie in beheer nie. Nie van die reën nie, nie van die natuur nie, nie van die asem wat ons in en uithaal nie, nie van ons harte nie, nie van ons harte wat klop nie, nie van ons man, vrou of kinders nie. O God, U is. En daarom vra ons U wat die Almagtige is, wat in beheer is, oor lewe en dood. Asseblief wees vanoggend hier en spreek met ons. Raak elkeen aan. Asseblief, Here. Raak ons aan met 'n sagte, tere aanraking. Soos wat elkeen dit nodig het. Vergewe ons. Wees ons genadig. In Jesus se naam, amen.
Geliefdes, ons skriflesing vanoggend saam met die woord van die Here is uit die Evangelie van Johannes. Nuwe Testament, Evangelie van Johannes. Ons gaan saam lees uit hoofstuk 12. Eintlik 'n besondere mooi gedeelte. En as 'n mens aandagtig luister na hoe die skrywer hierdie gedeelte skryf, dan kan jy jouself die prentjie voorstel wat daar gebeur. En dit kan soos 'n film wees wat in jou gedagtes eintlik afspeel. As 'n mens aandagtig luister, sien 'n ou mens sien eintlik wat hier gebeur. Die gedeelte handel oor Jesus word in Betanië met nardesolie gesalf. Hoofstuk 12, ons gaan net die eerste 7 verse lees. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit nou hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Tot sover ons skriflesing, geliefdes. Bevoorreg is elkeen wat die woord van die Here hoor, maar ook elke dag hulle lewens daarvolgens inrig en dit nooit vergeet nie. Bevoorreg is daardie een. Los haar wat sy doen. Sy is besig om my te salf vir my begrafnis. Iets wat julle nie begryp nie. Geliefdes, iets wat Amix baie lief is vir hom te doen aan die begin van die jaar. Sy vat pappa se kalender en dan gaan sit sy en sy gaan haal al die datums uit wat vir haar belangrik is. En sy begin dit inkleur en sy teken soms blommetjies daarby en sy skryf groot. En dis nou uit die aard natuurlik begin sy by haar verjaarsdagdatum. En dan gaan sy oor na Boetie se en dan Coletta en pappa. En dan sal sy nog 'n datum of 2 uithaal om my te wil herinner uit die aard wanneer sy verjaar, moet ek dit vinnig raak sien. Nou nie dat ek seker die verjaarsdagdatum gaan vergeet nie, maar so doen ons almal. Ons almal doen dinge om onsself te herinner. Ons almal het 'n baie verskillende maniere hoe ons dit doen. Sommige datums gaan ons nie vergeet nie, ons gaan dit tog onthou. Veral soos ons mans onthou ons troudag. Maskas, is mos nie iets wat jy vergeet nie en jy onthou mos al daai spesiale datums wat jou vroutjie van hou. Dit is nou nie iets te bespreek nie, maar al daai goed op die yskas. Ek weet nie of julle dit het nie, maar by my is dit verseker. Al die yskasmagnete en die papiertjies en die datums en 'n telefoonnommer hier en 'n herinnering wat jy moet hê. Of daai groot datum, as jy iets groots beplan in hierdie jaar, het jy hom groot omkring op jou kalender en jy het seker rooi pyle getrek. As jy jonk is en verlief is, daai datums op jou spieël wat jy plak en om jouself te herinner, ek het hom lief. Jy maak 'n hartjie of ek het haar lief. Jy maak 'n hartjie om jouself te herinner ek het hom lief. Jy weet mos jy het, maar dit is so lekker. Jy doen dit op daai manier. En ander van ons gebruik weer dagboeke. Jy skryf in 'n dagboek en jy moet 'n afspraak maak want afhangende wat se beroep jy is. Naderhand raak dit nogal redelik ernstig as jy vir almal net heeltyd sê ja, maar jy kan nie onthou wanneer en waar nie. Sommige van ons stel ons selfone. Nou het ek ook vanoggend nou moet ek myself hier in die rede val. Het ek gedink daar's iets sekere woorde wat so maklik vloei in Engels. Jy weet ons stel 'n reminder. Nou wil ek vir julle sê nee, ons stel 'n herinnerings boodskap of ek is nou nie seker wat om dit te stel nie. Ja, ons stel ons selfone. Ons stel 'n reminder op ons selfoon om af te gaan. En so herinner elkeen van ons onsself oor groot dinge, oor dinge wat belangrik is. Sommige van ons gaan selfs so ver, geliefdes, om 'n spesifieke datum of persoon of gebeurtenis vir die res van jou lewe te onthou. Maak jy 'n tatoeëermerk op jou.
om jou te herinner aan daardie spesifieke ding in jou lewe. En dis nie vreemd nie. Ek bedoel, so kan elkeen van ons baie verskillende maniere opnoem vanoggend hoe jy jouself herinner en hoe belangrik daai datums is. En is nie vreemd nie, ons lees dit in die Bybel van in talle plekke lees ons. Hoe die volk Israel sekere dinge gedoen het om hulle te herinner aan groot gebeure. Jakob, daar by die Jabok-rivier en die klipstapel, die klip wat hy regop gesit het om hom te herinner. Ons lees dit in Genesis. Die volk Israel, toe hulle daar voor die Jordaan kom, en die Jordaanrivier het in twee geskeur, toe hulle deurgaan, toe bou hulle 'n stapel om hulle te herinner. God wat sê, gooi sout op jou graanoffer, die sout moet jou herinner aan die genade van God. Ons lees in Deuteronomium, bind dit soos herinneringsstossels aan jou arms, laat jy elke dag dit kan sien, 'n merk op jou voorkop, sodat, sê God, hoor mooi, en ons het daaroor een keer gepreek, sodat wanneer jy in die land kom, waarvoor jy nie gewerk het nie, en jy het nie daai klipbakke uitgekap nie, en jy het nie daai olywe geplant nie, laat jy nie vergeet wie het dit gedoen nie. Ja, dat jy nie moet vergeet, jy herinner jouself. En so kan ons deurgaan die psalms wat pertinent daaroor gaan, Psalm 38, 'n herinneringspsalm. So kan ons aangaan Nuwe Testament, die nagmaal, 'n herinneringsmaaltyd, om jou te herinner aan wat Jesus Christus gedoen het. Maar wat herinner jou elke dag dat jy 'n kind van die Here is? Het jy iets? Het jy iets spesifiek wat jou elke dag herinner? Jesus Christus het vir my gesterf. Ons het baie te sê oor beelde en tekens, geliefdes. Ons het baie te sê oor 'n kruisie wat hier in 'n huis hang en 'n beeld wat daar is of 'n woordjie of 'n teksvers wat iemand hier vasgesit het, maar wat herinner jou? Sommige mense dra juwele, 'n kruisie, 'n armbandjie, iets wat jou aan iets laat herinner, maar wat herinner jou? Ek is 'n kind van die Here. Want dit is belangrik, ons vergeet maklik. Ons vergeet gou. Baie gou. Volk Israel het baie gou vergeet, toe hulle daar voor die Rooi See staan, wat se vreeslike opdraande pad hulle te stap het teen die Egiptenare. Toe hulle deur die see gaan, en hulle kom in die woestyn, en hulle het die kos nie, het hulle vreeslik vinnig vergeet, hoe die Here, ons vergeet vreeslik vinnig, liefdes. Onthou jy daai dae wat jy gesmeek het, gevra het, gepleit het, wat jy selfs probeer onderhandel het met God? Onthou jy het dit al gedoen, jy het al probeer onderhandel en vir die Here sê, weet jy Here, as dit en dit in my lewe nou kan gebeur, of as jy dit vir my gee, is ek bereid om dit te doen vir u. Ons het daai, jy vergeet so maklik. Wat herinner jou? Het jy iets wat jou herinner? Want dit vra opoffering. Dit vra opoffering om te gaan sit in 'n dagboek te skryf. Dit vra opoffering om tyd te maak en te gaan stil staan en jou selfoon te neem en vir jouself 'n herinneringsboodskap te skryf. Dit vra opoffering, iets van jouself om deel te wees by 'n spesifieke ding. Of dink jy vanmôre ek slaan dalk die bal mis, dominee, ek het nie nodig om myself te herinner nie. Ek weet ek's 'n kind van die Here. Ek onthou dit altyd en alle tye. Besondere gedeelte. Ek soos wat jy sê, as 'n mens die skrywer, as jy in diepte raak en jy lees dit hoe die skrywer hierdie gedeelte skryf. Besonders. Jesus wat in Betanië kom. Jesus was nou al daar, 'n vorige geleentheid by Lazarus hulle se huis. Martha, Maria, toe Jesus mos aangestap kom, Martha wat huil en na haar toe storm en sê my broer is dood. Jesus wat baie lief was vir Lazarus, ons ken daai gedeelte. Maria het binne bly sit, sy het gehuil oor haar broer. Jode het vir haar vertel, Jesus is hier, sy het opgestaan om hom toe gehardloop. Hulle moes 'n baie egte verhouding gehad het hierdie gesin, Martha, Maria, Lazarus, Jesus. En daar staan Jesus het voldaan, hy het hartseer geword. Hy het begin huil. En Maria wat sê, as hy net vroeër gekom het, as hy net vroeër hier was, dan sou my broer nie dood gewees het nie. En dan sê Jesus, kom ons gaan. Waar is die graf, wys vir my. En dan het Lazarus uit die dood opgestaan, ons ken daai gedeelte.
En dan was daar Jode wat dit nou gesien het. Hierdie Jode het dit dadelik vir die priesterhoofde gaan vertel en die skrifgeleerdes gaan vertel. Hierdie man het alweer iemand uit die dood uit hom sommer laat opstaan. Daar het hulle besluit. Jesus moet gevange geneem word en Jesus moet sterf. Hy moet gekruisig word. Daar het die finale besluit plaasgevind tussen die priesterhoofde en die familiehoofde. Jesus is toe weg van Betanië af, maar hier lees ons kom hy nou terug. Hy is op pad Paasfees en hy weet waarheen hy op pad is. 6 dae voor die Paasfees. Hy is op pad kruis toe. Niemand besef dit nog nie. En is nou hier in hierdie dorp wat daar 'n ete vir hom gehou word. As ou die ander evangelies lees, Simon uiteindelik, dit was Simon wat amper die idee gebring het. Simon wat hy op 'n stadium genees het van melaatsheid. Lazarus wat hy die dood uit opgewek het. Martha, Maria, die 2 susters, wat eintlik 'n diep pad geloop het al saam met Jesus. En dan uit die aard sy disippels wat ook teenwoordig was. So almal is hier besig om 'n ete vir Jesus te hou waar Jesus dan nou die eregas is. En in daardie tyd se gebruik, soos wat ons ook self weet, was dit 'n slaafse werk om eers die gaste, veral die eregas se voete te was. En wanneer die eregas dan aan tafel gaan sit, het die gasheer wie dit aanbied, olie gevat en dit op sy voorkop gesit en hom op so 'n manier gesalf om te wys jy's die eregas aan my tafel. Dis waar Psalm 23 vandaan kom. Die ou vertaling sê, U maak my hoof vet met olie. Die nuwe vertaling sê, U laat my soos 'n eregas voel. Dis eintlik waar die beskrywing vandaan kom. 'n Eregas hier. Nou lees ons dat Maria hier opstaan en die skrywer sê pertinent, sy vat egte nardesolie. Duur, egte nardesolie. 'n half liter, bottel wat geseël is. Nou, hy beskryf dit so, want dit is interessant, as 'n mens oplees, daai tyd was ook vlooimarke, en hulle het ook dan die reeproduk verkoop, of wat is die regte bewoording? Nie die ware Jakob nie. So, baie van hierdie olies was ook maar verkoop, parfume, reukwater, soos wat ons vandag ken, met die regte naam op, maar is eintlik nooit die regte ding wat daarin is nie. So die skrywer wil sê, hierdie was nie 'n namaaksel nie. Hierdie was die egte olie, wat uit die ooste uitkom van 'n boomwortel af. Dis 'n hele lang proses, hoe 'n druppeltjie elke keer uit daai boomwortel uitkom om 'n half liter te maak, is 'n, ons lees dat Judas sê 300 silwer muntstukke werd. 300 silwer muntstukke is 'n dagloner se betaling vir 'n hele jaar. So jy kan nie vir jouself indink 'n dagloner, wat kry hy en wat is 'n hele jaar se salaris? Dis wat hierdie olie kos. So ja, dit was 'n groot ding seker vir almal. Toe Maria hier opstaan en sy breek hier die fles se nek af en sy giet dit uit op Jesus se voete. Ek dink vir elke een was dit dalk 'n ander gedagte. Judas is die eerste een wat opspring en sê, Judas, geliefde, nou die skrywer skets dit mooi vir ons. Hy sê Judas was nie bekommerd oor die armes nie. Judas wat te kere gaan en sê 300 silwer muntstukke. Ons kon hierdie geld vir die armes gebruik het. Waarom giet jy dit op Judas wat vir 3-4 dae later 30 silwer muntstukke Jesus verkoop? Vir 30 silwer muntstukke verkoop hy Jesus. Vir 30 silwer muntstukke is hy bereid om te sê, ag ek ken dit, daar's hy, vat hom. Hy is die een. Hier wil hy maak of hy vir 300 silwer muntstukke die armes wou help. Dit laat mens dink aan baie mense wat rondom ons leef. 'n mond vol te sê het oor die impulsiewe besluit van Maria. 'n Impulsiewe besluit van iemand wat net haar hart wou uitstort. Wat iets wou offer, iets wou gee uit totale oorgawe, uit totale, sonder om dit te deurdink. Sonder om vir 'n oomblik, hy gaan so ver, sy maak haar hare los. Iets wat 'n teken was in hulle tyd, jy gee jouself as beeld as 'n straatvrou. As jy jou hare losmaak voor mans het dit 'n negatiewe konnotasie gehad. Sy was bereid om dit los te maak. En sy het nie omgegee wie wat van haar dink nie, want sy sit by Jesus. Sy sit by Jesus se voete. En sy's bereid om iets te gee, iets te offer. En niemand praat nie.
Dis die ergste. Judas sê 300 muntstukke. Hoekom kon ons dit nie verkoop het vir die armes nie? Die skrywer sê ja, want hy het die beursie gehad. Hy wou eintlik die geld gehad. Hy het gedink hy maak dadelik somme. So ons maak soms somme as ons geld vir die kerk moet gee, nê? Baie groot somme as ons geld vir die Here moet gee. Kan ek dit bekostig of nie, of waar gaan ek nou weer moet sny en dis irrelevant. Maar die ander bly stil. 'n Mens sou dink 'n Lazarus is uit die dood opgewek. 'n Mens sou dink hy sou dalk seker vir Judas sê, maar weet jy dis nie waaroor dit gaan nie. 'n Simon wat van melaatsheid genees is. 'n Mens sou dink hy sou seker vir Maria opkom. Een van die disippels, kan niemand vir Maria opkom en sê, weet julle wat sy doen is regverdig nie. Is goed nie. Wat sy doen is iets oorgawe uit haar hart uit. Dis iets wat sy opoffer, iets wat sy van haarself wil gee. Sy gee 'n stuk uitdrukking in haar dankbaarheid vir God. En dit is nie, geliefdes Maria, dit het nie net sommer gebeur nie. As ons teruggaan in die evangelies, die eerste besoek aan Martha en Maria. Toe het Maria by Jesus se voete gaan sit. Die vrou se plek was sy moet werk, sy moet besig wees, sy moet bedien. Martha het gaan werk in die kombuis en sy was besig, maar nou kan ek myself indink, terwyl sy nou daar in die kombuis werk, as jy nou daai gedeelte gaan lees, het sy elke keer by die deur vasgesteek en gedoer, wat doen haar sussie? Wanneer kom haar sussie haar help? En as iemand vra, Martha, doen jy dit met liefde? Ja, natuurlik doen ek dit met liefde. Natuurlik doen ek dit met oorgawe. Natuurlik gee ek nie om kos te maak hier nie, maar in die tussentyd in haar agterkop, waar is my suster? Sy moet kom help. En dan lees jy dit in Lukas 10. Dan sê sy vir Jesus, sê bietjie vir my sussie, sy moet kom help. Sy kan nie net daar sit nie. Dan sê Jesus, Martha, Martha, jy mis die punt. Jy mis absoluut die punt. Sy het die goeie gekies om hier te kom sit. En eintlik wou Jesus vir haar sê, jy het die goeie gekies om te bedien. So, hier lees ons by 'n tweede geleentheid, en as ons mooi lees weer, dan staan daar dat Martha het hulle bedien, as ons vanuit die evangelies gaan kyk, maar die keer sonder klagte, die keer met oorgawe. Die keer het sy aangegaan om die bediening te doen, want dit het nie meer vir haar saak gemaak nie. Sy het dit gedoen want sy offer. Maria het gaan sit en sy offer iets van haarself. En in hierdie gespanne stilte, waar almal stil bly, kom Jesus na vore en hy red haar en hy antwoord en hy sê, los haar uit. Want sy doen dit uit haar hart uit. Sy doen dit opreg, sy gee iets. Want sy salf my vir my begrafnis. Niemand het dit besef nie. Niemand het besef, Jesus se woorde, hy gaan sterf nie. Niemand het regtig besef, hy is op pad kruis toe nie. Niemand het besef wat Jesus gaan deurmaak nie, en geliefdes, vir 'n oomblik as ek weer daaraan moet dink, daai film van Jesus Christ, en waar Jesus aan die kruis hang, en ons kan dit nie verpersonifiseer nie, ek weet dit is so verkeerd, ons kan tog nie sê hoe het Jesus gelyk nie, maar tog as ons vir 'n oomblik na daai film kyk, en ons sien vir 'n oomblik wat Jesus moes deurmaak vir elkeen van ons. Hulle het dit nog nie besef nie, maar ons besef dit. Ons weet dit. Wat offer ek en jy? Hoor mooi die vraag, wat offer ek en jy? Nie om ons te herinner, om nie dit wat ek baie van het nie. As ek baie iets van het en ek gee dit hier uit en ek gee dit daar uit en ek sê ek het nou geoffer, dan het jy nie geoffer nie, want jy voel dit nie. Jy voel dit mos nie aan jou hande en aan jou sakke nie, want dit is maar net nog goed wat jy het. Wanneer 'n mens offer en jouself herinner, is dit wanneer jy iets doen wat jou dwarssteek in die krop, wat jou laat besef, ek offer iets, ek gee iets. Herinner iets jou aan Jesus se liefde elke dag? Ek kondig 'n paar Sondae nou af vir die laaste 40 dae. Wat is jy bereid om net vir 40 dae te offer? Ons trek vandag by 18 dae. Wat is jy bereid om vir 18 dae te offer voor donderdag aand se nagmaal van Paasnaweek?
Want dan gaan jou waarborg geliefde, as jy iets offer en jy kom donderdag aand, jy sien uit na donderdag aand, en jy gaan met oorgawe Paasnaweek vier, en dan weer dit wat jy opgeoffer het geniet, want jy weet dan, jy het iets afgestaan, om jou te herinner. Ag, as jy dit nie nodig het nie, dit is nie nodig nie. As dit nie nodig is om jou te herinner aan daai datum nie, hoef jy dit nie te doen nie. As jy nie nodig het om te herinner nie, as jy weet wanneer Jesus Christus en wat hy alles vir jou gedoen het nie, besef dit elke dag, dat dit 'n dag is van genade, 'n dag is wat die Here aan jou uitgestort het, dat dit nie jy is wat die asem in jou hart het nie, dis nie jy wat die asem blaas nie, dis gegewe uit God se hand uit. Die mense om jou etenstafel is nie besittings nie, dis nie ons tree op soms asof hulle ons besitting is. Ons praat soms met hulle. As ek soms moet hoor hoe mans, vrouens, paas, maas praat, klink dit of jy die besitter is van 'n slaaf in jou huis. Maar jy is nie dis nie jou besitting, dis geleen. Dis dood eenvoudig geleen om in jou lewe vir jou vreugde te bring. Om in jou lewe vir jou 'n glimlag te gee. Dis waarvoor dit geleen word. Om jou lewe te vul. Want as daai een nie meer daar is nie, dan huil jy. As daai een nie meer daar is nie, en daar's 'n begrafnis, as jy vol rou, en party van ons kan nooit daaroor kom nie. So ja, dit is eintlik gegee terwyl jy dit het, vul dit jou lewe. Hoeveel keer herinner ons onsself daaraan? Wie is jy, geliefdes, wie is jy in hierdie storie? Kan jy jouself assosieer met iemand? Watter karakter is jy? Net jy sal weet. Van die disippels af, Lazarus, almal wat maar net stil gebly het. Martha wat hard gewerk het, haar kant van daai kant af opgeoffer het, Maria wat gaan sit het by Jesus se voete. Judas wat gesê het, hoe kan 'n mens dit doen? Maar wat eintlik al heeltyd agterbaks was. God vra nie voorwaardes van ons nie. Hy stel nie voorwaardes wat ons moet doen nie. En hy gee dit nie om as jy impulsief optree nie. Hy vra jou lewe. Jou lewe ten volle vir hom. Kom ons herinner onsself. Gaan huis toe, gaan soek iets, herinner jouself elke dag. Herinner jouself aan genade, herinner jouself aan Jesus Christus. En daai verhouding met hom. Maria het haar dure nardesolie gegee as 'n stuk opoffering tot eer van die Here. Wat doen ons? Amen. Kom ons dank saam die Here. Dankie Here ons God dat ons mag weet. U sê in u woord, ons hande is ons naam is in die hand van u palm gegraveer. U sê in u woord, o Here, dat u elkeen van ons vashou en met elkeen van ons se pad loop wat u vir ons vooruit beplan het. Dat u niks oor ons lewenspad sal bring wat vir ons te groot is om te kan hanteer nie, dat u ons sal staande hou. Dat u met elkeen van ons elke dag praat, kommunikeer, u self aan ons bekend maak. Here, ons vergeet maklik, ons vergeet gou. Ons geheue is maar van korte duur. Ons sê self soms vir mekaar, wanneer ons teruggaan op ons woord, ons kan nie onthou dat ons dit gesê het nie. Ons sê selfs vir mekaar, Here, wanneer het ons vir mekaar 'n belofte gemaak het, en ons woord gegee het, ons kan nie onthou dat ons daai woorde gebruik het nie. Ons doen dit ook teenoor U, o God. Ons vergeet so maklik. As ons terugkyk op ons lewenspad, hoe U ons tot hier toe gelei het, behoed en bewaar het. Vra ons vir U, o Here, neem ons lewens, neem die totale omvang van ons lewens, neem dit in besit. Help ons, o God, dat ons iets sal gee, iets van onsself.
Dat ons onsself kan herinner, dat ons weet ons is gered, ons is skoon gewas deur Jesus Christus se bloed. Elkeen van ons hoef nie te vrees oor 'n ewige lewe of nie. Ons weet ons het dit ontvang in Jesus se naam. O Here, maar ons breek so maklik, ons is van klei. Here, ons struikel so maklik, ons maak so maklik foute en verkeerde keuses en mekaar seer. Ons pleit by U, o God. Vergewe ons. Staan elkeen van ons naby in ons persoonlike lewens soos wat ons hier sit. Elkeen in ons verhoudings, by die werk. Daar waar siekte is, vra ons, o Here, bring genesing asseblief. O Vader, ons vra vir U, daar waar alleenheid is, of hartseer, dat U die leemte sal vul en die trane sal afdroog. Daar waar baie angs is in hierdie tyd waarin ons onsself bevind en onsekerheid is in hierdie jaar, vir baie ander en o Vader, bring net vir ons die hoop, die vaste hoop en wete, U sal ons nie los nie. Gebruik ons asseblief, Here, laat ons onder mekaar en deur mekaar sal bemoedig, mekaar sal ondersteun, 'n oor sal wees vir mekaar, 'n skouer, 'n hand om uit te steek. Want dis tog waarom ons hier is. Help ons om mekaar te respekteer, Here, en die mense wat U in ons lewens vir ons leen, om ons lewens te vul met liefde, dat ons hulle sal geniet, sal waardeer, sal oppas. O Vader, help ons om in hierdie volgende paar dae met die oploop na die Paasnaweek in die besonder weer en weer stil te word, weer en weer introspeksie te doen, met die wete, U het vir ons gesterf. Gaan met ons in hierdie week wat voorlê, gaan met ons gemeente, gaan met ons land, in die besonder ook hier waar ons reën nodig het, Here, skenk dit aan ons asseblief, o God, wees ons genadig, maar nogtans, laat U wil geskied, en nie ons wil. Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen.